God is good. Vir die mense daar op die live, welkom vanmôre by die erediens, voorspoed vir die nuwe jaar. En ons gaan ook vanmôre deel aan die nagmaal, so ek wil vir julle ook nooi om saam met ons te deel in die nagmaal. Kry maar vir julle iets daar so om gereed te maak daarvoor. En dan gaan ons later deel ook aan die nagmaal. Die boodskap se titel was gewees, wat neem ons saam na môre? Nou, toe het ek verlede week gepraat oor negatiewe dinge, wat ons kan oordra na die nuwe jaar, nuwe dinge wat ons kan oordra na ons toekoms. Maar vanmôre is dit die positiewe dinge. Verlede week was dit maar 'n bietjie negatiewe dinge, hierdie week is dit die positiewe dinge. Wat kan ons saamvat in die toekoms vir die nuwe jaar? En ek wil eintlik dit so noem om te sê, ek dink ek het, as ek reg gaan onthou, 7 dinge genoem. So ek gaan weer 7 dinge noem wat ons wat ek eintlik wil sê, 7 dinge wat ons in Christus na môre kan saamneem. So 7 dinge wat ons in Christus na môre kan saamneem. So ek wil ook net aanraai, gaan kyk die vorige boodskap van wat neem ons saam na môre deel 1, dit is waar ek praat oor die negatiewe goed. Daar is eintlik baie interessante goed wat ek daar genoem het. Wat ek dink regtig waar mense sal bless, want mense dra baie baggage, as ek dit so kan sê, saam met hulle, baie bagasie saam met hulle, wat vir hulle die lewenspad moeilik maak en wat dit vir hulle 'n stryd maak om vooruit te gaan. En ek het verlede week net so 'n bietjie daarin geraak. En so hierdie week wil ek basies praat oor 7 dinge wat ons in Christus na môre kan saamneem. En ek gaan so 7 punte noem en ek gaan so vir julle so by elke gedeelte ook 'n skrifgedeeltjie gee. En ja, wat prys die naam van die Here. As ek 'n boodskap kan doen vir die nuwe jaar, sal dit vanmôre hierdie boodskap wees. Dis 'n nuwe jaar, dis 'n nuwe begin. Dis 'n nuwe seisoen. Die Bybel sê, as hulle reg gaan onthou met verlede week se boodskap, het hy gepraat van, waar Paulus geskryf het, hy sê, ek los die dinge wat agter is. Ek beskou dit, alles wat ek as wins beskou het, alles wat ek as wins geag het ek as drek beskou, om Christus te verkry, en ek strek my uit, en ek hardloop, die oog gefestig om die prys te verkry in die hoë roeping van Christus, wat daar is. En as hy praat van die hoë roeping, is the above calling, waar ons met God herenig gaan word, of het sy met die wegraping, of het sy met die dood, waar ons as kind van die Here in Christus sou sterf, by hom sou wees, of wanneer, as die Here, dit sou gebeur as die Here sou vertoef om te kom, maar as die Here sou kom, daardie bassein sal blaas, ons sal saam met hom gaan. So, dit is basies die kort recap gewees van verlede week, wat ek oor gepraat het, en oor dinge wat jy kan saam met jou sleep, wat dit gaan verhoed, wat jou gaan verhinder, om daardie pad voluit te hardloop. 7 dinge wat ons in Christus na môre kan saamneem. Die heel eerste ding, ek wil jy maak jou Bybel van jou op Romeine 8 vers 28. Romeine 8, hier kan ons sommer hou in Romeine 8, en die tweede gedeelte gaan ook in Romeine 8 wees. Die heel eerste ding wat ons saam met Christus kan vat na môre, wat 'n positiewe ding is 'n nuwe verstaan van ons verlede. 'n nuwe verstaan van ons verlede. Nou, hoor ons sê die woord van die Here vir ons, Romeine 8, daar in vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Gaan dit weer lees. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou hou jou plek sommer daar in Romeine 8. Nou, die eerste ding wat ons kan saamvat in ons toekoms is 'n nuwe verstaan van ons verlede. Nou, kom ons wees nou maar eerlik, ons almal het 'n verlede. Ons het sy wat dit was. Ons het baie van ons, wat ek ook laas keer genoem het, baie keer seer kry in die lewe, baie keer negatiewe dinge wat met ons gebeur het, en ons het 'n negatiewe mentaliteit, en ons het 'n negatiewe uitkyk oor die toekoms, omrede ons vashou en bly leef in die verlede, en ons breek nie met die verlede nie. Maar die wonderlike ding wat Jesus kom doen is, hy gee vir ons 'n nuwe verstaan van ons verlede. Nou, hoor mooi, God verander nie jou verlede nie, want die verlede is die verlede, jy kan dit nie change nie. Jy kry hierdie stories wat jy sê, wat hulle so teruggaan in tyd, soos Back to the Future met 'n time machine, dis net in die movies. Ons kan nie tyd terugdraai nie. Ek wens ons kon, want daar was baie dinge in die verlede wat ek aangevang het, wat ek gedoen het, wat ek gewens het ek anders te beheer het of hanteer het of gedoen het. En daar's baie foute wat ek begaan het, baie seer wat ek kon vermy het, baie dinge wat ek gedoen het. Maar God verander nie die verlede nie. Maar weet jy wat doen hy?
Hy verlos dit. Hy verlos jou van die verlede. Weet jy, die verlede het die geneigtheid om ons vas te hou in gebondenheid, om ons vas te hou in seer, om ons vas te hou, laat ons nie die toekoms wil aanpak nie, laat ons nie wil vooruit gaan nie, laat ons, ek wil vir jou sê, dat ons het so negatiewe uitkyk op die lewe, ons voel nie lus vir die dag van môre nie. Ons sukkel om te vertrou, ons sukkel om vorentoe te gaan, ons sukkel om vry te kom van die verlede. En dis hoekom Jesus op baie gedeelte vir hulle gesê het, iemand wat sy hand in die ploeg slaan en agter toe kyk, is nie geskik vir die koninkryk nie. Want jy mis die wonderlike geseënde tyd wat die Here vir jou voorberei het. Ons mis dit wat die Here vir ons wil gee. Weet jy wat doen die verlede? Die verlede hou ons vas, dat ons fokus op dit wat ons verloor het, of dit wat ons by seer gekry het, en ons mis op dit wat die Here vir ons instoor het, en dit mis wat ons huidiglik nou het. Kom ek gaan vir jou eerlikwaar wees, ja, wie van ons het nog nie iets verloor in die lewe nie? Het sy wat het ook al mag wees. Ek dink ons almal kan vanmôre sê, wel, ek het al verloor in die lewe. Weet jy, as ek terugdink op skool, ek was so goed in atletiek, as ek teruggekyk het, was daar niemand agter my nie. Ons almal het verloor al in die lewe. Maar weet jy wat? Wat is die wonderlike ding? God verander nie ons verlede nie, hy verlos ons van dit. Hy maak ons los van die verlede. Sodat ons 'n toekoms kan bou in hom. Weet jy, en hy vee nie jou storie uit nie. Ek het al baie keer gewens, die verlede kon anders te gewees het. Jy weet, keuses wat ek gemaak het, dom dinge wat ek gedoen het, besluite, seer wat ek gekry het, geliefdes wat ek verloor het, maak nie saak, alles daai dinge wat in die verlede gebeur het. 'n Mens wens jy kan teruggaan in tyd en net die storie uitvee. Baie van ons leef met soveel selfverwyd, met soveel spyt oor die verlede, oor dit wat weg is, wat ons gemis het. En weet jy wat, God vee nie die storie uit nie, maar weet jy wat doen hy? Hy herskryf die betekenis daarvan. Hy herskryf die betekenis. Ewe skielik kan ek leer van uit die verlede uit. Maar weet jy wat is die probleem met baie mense in vandag se tyd? Omdat hulle so in die verlede leef, word dit hulle identiteit. Hulle identifiseer met die verlede. En hulle breek nie daarmee nie, en dit veroorsaak dat hulle 'n persoon word wat hulle nie veronderstel is om te wees nie. En hulle leef 'n lewe wat hulle nie veronderstel is om te leef nie. Want hulle mis die gunstige tyd van die Here. En dit is wat God doen. Dit wat vir my seer gemaak het, dit wat vir my pynlik was, dit wat ek verloor het, dit wat in die verlede gebeur het, Jesus maak my los van die verlede. Hy herskryf my verlede. Weet jy wat doen hy? Dit word nie meer my identiteit wat in die verlede gebeur het nie, maar dit word my getuienis. Dit wat in die verlede gebeur het, word eintlik dan my sterkpunt. Ek kan daaruit, kan ek sterker staan, want ek kan leer daaruit. Die foute wat ek gemaak het in die verlede, die verlies wat ek gely het, die spyt wat ek het, kan ek omdraai in die toekoms, om nie weer daai selfde foute begaan nie. Weet jy, ek het al baie dom dinge gedoen in my lewe, baie dom dinge gesê waar ek spyt is, wat ek nie nou meer kan regmaak nie. Baie tyd wat ek verkoos het, baie dinge wat ek gemis het. Weet jy, ons almal het verwyd en ons almal het spyt. Maar wat Jesus kom doen is, hy sê vir jou, dit is nie jou identiteit nie. Jy hoef nie te lewe in daai spyt nie, jy hoef nie te lewe in daai dinge wat verby gegaan het nie. Ek maak jou nie, ek maak jou los daarvan. Ek gee vir jou 'n ander toekoms. Maar weet jy wat doen hy? Dit word my getuienis, waar ek weer vir ander kan leer. Luister, weet jy wat? Moenie daai selfde fout maak nie. Inteendeel, dit wat kom ek gaan vir jou sê, as jy 'n spyt gehad het oor iets wat in die verlede gebeur het, iets wat jy verwyd oor het, weet jy wat, jy kan dit in die toekoms verander, om nie weer daai selfde paadjie te stap nie. Ek wil vir jou sê, weet jy wat doen die verlede? Ons mis dit wat ons nou het. Ons mis dit wat die Here nou ons mee seën. Ons hou so vas op wat ons verloor. Ons mis die toekoms. En ons mis die blessing. En dan kry ons weer verwyd en weer spyt oor hierdie dinge wat ons nou weer gemis het. As ons dit weer verloor,
sodat ons weer, so dis kan jy sê, dis soos een groot kettingreaksie wat volg. En God sê vir jou, hey, breek daai ding. Ek herskryf jou verlede, dit word jou getuienis. Nou gaan ek nie weer in die toekoms 'n spyt hê vir dit. Ek gaan dit waardeer wat ek nou het. Ek gaan dit koester wat ek nou het. Ek gaan nie dieselfde foute begaan as in die verlede nie. Jy sien, ons mense se fout is, ons wil so leef in die verlede, dat ons mis om te leef in die toekoms. Dat ons mis om te leef in die hier en die nou. En dit is wat God kom doen. Weet jy wat, dit wat pynlik was, dit is nie jou identiteit nie, dit is nie wie jy is nie. God wil jou 'n hele nuwe toekoms gee. En weet jy wat, God gebruik selfs jou foute wat jy gemaak het, om die toekoms te verander. Hy kan dit vir jou verander. Van weet jy wat doen, as ek en jy kan leer uit die foute van die verlede, weet jy, ek wens baie male ek kan tyd terugdraai. Ek het baie foute gedoen in die verlede, wat my eintlik so groot terugslag gegee het, ek kon vandag 'n heeltemal 'n ander lewe gehad het. Maar weet jy wat, ek prys die Here vir die lewe wat ek vandag het. Vir dit waarin hy my vandag kan gebruik. Want hoekom? As dit nie vir dit was nie, kon ek nie vanmôre met jou praat nie. Jy sien, God gebruik juist dit, om vir jou, vir sy koninkryk toe te berei. En hy gebruik jou foute. Moenie dink jy te veel foute gemaak, God kan dit nie gebruik nie. God kan dit omdraai. Kyk, jy kan nie die verlede change nie. Maar jou foute in die verlede word 'n getuienis. Weet jy, selfs ander mense se sonde teen jou, selfs ander mense se dinge wat hulle teen jou gedoen het, kan God gebruik in die toekoms. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, wat mense jou mee te nagekom het, wat mense teen jou gesondig het, wat mense jou mee seer gemaak het, wil ek vir jou sê, God will turn the curse into a blessing. He will turn the curse into a blessing. Ek wil vir jou sê, op die einde van die dag, wat ek en jy moet doen, is om te laat gaan van die verlede. Let it go. Ek wil eintlik sê, let go and let God. Weet jy wat, God gebruik jou seisoene. Ons almal gaan deur verskillende seisoene. Weet jy wat, jy mag dalk voel jou lewe is net een spul sleg. Ek wil vir jou sê, jy is so in daai mentaliteit, dat jy nie eens raak sien dat daar seisoene is nie. En seisoene hou nie vir altyd nie. Hoor dat ek vir jou sê, daar's balans in die lewe. Het gaan nie net altyd sleg nie. Ek wil vir jou sê, wie van julle het nog net sleg gegaan? Nog nooit een dag goed gegaan nie? Wie van julle het nog nooit gelag nie? Jy hoor wat ek vir jou sê. En God gebruik daai tyd van stilte. Juist daai tyd wanneer jy gevoel het God is stil. God gebruik dit in jou lewe. En weet jy wat, ek wil vir jou sê, jou verlede is nie 'n tronk nie. Baie mense leef in hulle verlede asof dit 'n tronk is. Hulle bly in daai gebondenheid, hulle bly in daai gevangenskap, asof dit 'n tronk is. En ek wil vir jou sê, jou verlede is nie 'n tronkie. Weet jy wat is jou verlede? Kan ek vir jou sê wat dit is? Dis 'n altaar. Weet jy wat doen jy op 'n altaar? Jy offer. Dis 'n altaar waar God homself bewys het, dat hy jou gedraai het, dat hy jou deurgebring het, en dat jy vandag hier kan sit, en na hierdie woord kan luister. Kan ek vir jou iets vertel? Dis God wat jou gedraai het tot hier. Die verlede is verby. Laat die verlede vir jou 'n altaar word van aanbidding. Laat die verlede vir jou 'n altaar word van oorwinning. Ek gaan vir jou sê, mense gaan jou seer maak. Raai wat? Ek wil jou nie negatief maak, ek gaan vir jou die realiteit vertel. Mense gaan jou seer maak, selfs in die toekoms, mense gaan jou seer maak. Mense gaan jou teleurstel, mense gaan jou indoen, mense gaan van jou skinder, hulle gaan. Die lewe is nie regverdig nie, die lewe is nie 'n joyride nie. Maar weet jy wat? Prys die Here vir elke terugslag wat die lewe aan jou kant toe gooi. Gebruik God tot jou beswil. Om jou te vorm, om jou identiteit te vorm, om jou meer en meer soos Jesus te maak, as jy hom sal toelaat. As jy nie gaan vashou om vas te hou aan die verlede en die dinge van die verlede nie. Weet jy wat is in die nuwe jaar? Let it go. Dit wat mense teen jou gedoen het, van jou gespreek het, van jou gesê, bless hulle. Turn your curse into a blessing.
Dit wat te negatief teenoor jou gepraat is, dit wat jy verloor het, dit wat jou seer gemaak het, weet jy wat? Let it go. Gee dit in God se hand. Here, ek gaan nie toelaat dat die seer van die verlede my toekoms reëneer nie. Want daar's soveel dinge wat ek vandag na kan kyk, waarvoor ek dankbaar is, waarvoor ek bly is, wat vir my vreugde gee. Kyk gou 'n bietjie in jou lewe, wat in jou lewe gee vir jou vreugde? Dink gou, jy hoef nie hardop te sê nie, maar dink gou 'n bietjie vir jouself, wat in jou lewe gee vir jou vreugde? Nee, niks gee vir my vreugde nie. Jy lieg, man. Jy lieg. Dink gou 'n bietjie vir jouself. Daar's at least een dingetjie. Wie van julle het meer as een ding wat vir jou vreugde gee? Wees nou eerlik. Wie van julle het niks wat vir jou vreugde gee nie? As jy nie een het, dan sê vir my, dan gee ek vir jou iets wat vir jou vreugde gaan gee. Wat's dit? 'n Skoonma. Jy sien, kyk as hoe lag jy nou maar. Onmiddellik is jy lief vir jou skoonma. Jy verstaan nie so lekker nie. Ek verstaan baie mooi. Weet jy wat? Elkeen van ons, daar is in ons lewe iets wat vir ons vreugde gee. Kom ons wees maar eerlik, daar is meer as een ding. Maar weet jy wat, ons fokus so op die verlede, op die seer, op die verlies, op daai een ding, dat ons bereid is om die res wat vir ons vreugde gee, die res wat vir ons gegee is, dat ons fokus op dit. Ons is besig om dit in die drein af te gooi, en weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan eendag spyt wees daaroor. Jy gaan dan sê, hoekom was ek so stupid, hoekom het ek dit, hoekom het ek soveel getop oor die verlede, terwyl ek dit wat hier voor my oë was, verwaarloos het. Net as gevolg van die verlede. Let it go. Weet jy wat, wanneer jy kan saamvat, wanneer jy Christus 'n nuwe lewe in Christus kan saamvat na môre toe. Weet jy, dan verloor die verlede eintlik sy mag oor ons. As ek so mooi daaraan kan dink. Die verlede, wil ek eintlik sê, dit waar die vyand jou in gebondenheid wil hou, verloor sy hou vas oor jou. As jy elke dag kan nuut opstaan en sê, Here, vandag is 'n nuwe dag. Hoor het ek vandag vir jou sê, luister gou mooi vir my. Jy gaan foute maak. Jy gaan nog baie foute maak. Jy gaan nog baie dinge verloor. Jy gaan nog baie dinge seer kry in die lewe. Daar gaan daar wees wat jy ook gaan voel, ag, aarde sluk my in. Maar weet jy wat, elke dag is 'n nuwe dag. Daar's 'n liedjie wat ons sing, wat jare terug wat hulle gesing het, ek het sing kom baie, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. En dit is juist die ding, die Bybel sê vir ons, hy wie op die Here wag, kry nuwe krag. Hoekom nuwe krag? Hoekom kry ons nuwe krag? Want weet jy wat, ek het die voorbeeld gebruik, ek weet nie of ek dit hier genoem het, of ek dit in 'n ander gemeente genoem het nie, maar jou selfoon, wie van julle charge julle selfoon elke dag? Die hele konsep is, jy charge jou selfoon elke dag. Partykeer charge ons partykeer voor meer as 1 keer 'n dag, hang of vir besig is. Partykeer charge ek my foon tot 6 keer 'n dag. En wat gebeur? Dis dieselfde in ons geestelike lewe. Elke stryd, elke ding wat ek en jy beleef, tap ons geestelik. Dit tap jou energie. Elke stryd, elke negatiewe ding, elke skoonma, dit tap jou energie, man. Jy weet? Maar op die einde van die dag, weet jy, dis hoekom die Bybel sê, hy wie op die Here wag, kry nuwe krag. Ek gaan lees 'n bietjie Psalm 91, ek het nou die dag ook daaroor gepreek. Hy sê, hy wat vernag in die skuilplek van die Allerhoogste. Hy wie op die Here wag, hy wie in die Here gaan stil sit, gaan wag by die Here, hy kry nuwe krag. Dit is soos van as jy, weet jy wat so 'n wonderlike gedeelte in die woord van die Here vir my, wat my nogal, vir my mindblowing is. Die Bybel wat sê, God seën sy bemindes terwyl hulle slaap. Hy seën ons terwyl ons slaap. Terwyl jy slaap, werk God. Terwyl jy slaap, is hy besig. Hy sluimer en hy slaap nie. Elke dag
Die Bybel sê ook vir ons, wat top jy oor dit wat jy nie oor môre, want elke dag het genoeg kwaad van sy eie. Jy kan nie eers 1 van jou lengte verander nie, wat kwel jy jou oor die dag van môre? Jy sien, môre is nie vir een van ons gegarandeer nie. En ons mis die hier en die nou. Ons mis dit wat nou belangrik is. As jy vir iemand wil sê jy is lief vir hulle, moenie uitstel nie, sê dit nou. Môre mag dalk te laat wees. As jy vir iemand wil omgee, doen dit vandag, môre mag te laat wees. Weet jy wat is my interessant? Ek het al baie gehoor en ek sê dit ook nog steeds. Hulle, veral by die ou mense, die kinders wil altyd gaan blom op die graf sit. Hoekom bring jy nie vir jou ouers kos terwyl hulle nog lewe nie? Hoekom sorg jy nog vir hulle terwyl hulle nog lewe nie? Hoekom gee jy nie liefde terwyl hulle nog lewe nie? Moenie laat die verlede van jou steel nie. Los die verlede. Die tweede ding wat ons moet saamvat in Christus na die toekoms toe, is 'n kind van God identiteit. Die kind van God identiteit. In Romeine 8, waar hy nog steeds is. Ons lees daar vanaf vers 11 tot en met vers 17. Let nou mooi op wat hy hier skryf. Let op wat Paulus hier skryf. Romeine 8 vanaf vers 11. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon. Stop dit eers daar. As die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in jou woon. Wat sê die woord van die Here vir ons in Korintiërs? Wat is jy? Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. So waar woon die Heilige Gees? In jou. As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het. Ek wil gou hierdie ding gevra. Hoe kragtig is die Heilige Gees? Hoe kragtig is die Heilige Gees? Hy is almagtig. Niks is vir hom onmoontlik nie. Hy het Jesus uit die dood uit opgewek. As die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, dieselfde gees van God die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, dieselfde gees van God, in jou woon. Think about this. Hoekom laat ons toe, dat die duiwel vir ons sê, jy is die duiwel se kind? Hoekom sê ons dit vir ons kinders? Wat spreek ons oor ons kinders? Wat spreek ons oor onsself? As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon. Hoekom laat jy toe dat die duiwel vir jou sê jy's useless? Jy's niks werd. Hoekom laat jy toe dat die duiwel vir jou sê jy's 'n slaaf? Jy's 'n loser, jy gaan nie vooruitkom nie. Jy kan nie vrykom nie. Hoekom laat jy toe dat die duiwel vir jou sê niemand is lief vir jou nie? Hoekom laat jy toe dat die duiwel vir jou sê jy het niks bereik in jou lewe nie, jy gaan ook niks bereik nie. Jy is niks werd, jy is weggegooi, jy is eensaam, jy is verlaat, jy is... Hoekom laat jy dit toe? Hoekom glo jy dit? Woon die gees van God nie in jou nie? Sê wat die duiwel doen, hy beledig die gees van God. Hy beledig die gees van God, wat in jou woon. Dit is hoekom ook nie, hier is nou 'n teaching op sy eie, maar dis hoekom al vir die duiwel geen vergifnis is nie, want dis wat lasterend in die Heilige Gees is. Die duiwel kan nie vergewe word nie, want Jesus is nie vir die duiwel gesterf, hy het vir jou gesterf. Think about that. Jesus is nie vir engele gesterf nie, hy het vir jou gesterf. En as die gees wat hom uit die dood het opgewek het, sodat jy kan lewe, daai selfde gees in jou woon. Hoekom laat jy toe, dat die vyand vir jou 'n mentaliteit gee van 'n verloorder, 'n mentaliteit gee van 'n dienskneg? Ek praat nie van 'n dienskneg om God te dien nie, ek praat van 'n slaaf. 'n slaaf van mense. Hoekom laat jy toe, laat die duiwel vir jou lieg? Want weet jy waaraan kyk ons vas? Ons kyk vas in materialistiese goed.
Ons kyk vas in die invloed van die wêreld. Ons kyk vas aan wat mense dink en wat mense sê, menslike opinies, mensgevormde opinies, opinies wat gevorm is deur die media, opinies wat gevorm is deur die samelewing, opinies wat gevorm is deur allerlei dinge wat beïnvloed is deur die duiwel. Jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie maar genoeg nie, jy is nie vet genoeg nie, jy is nie dik genoeg nie, jy is nie lank genoeg nie, jy is nie kort genoeg nie, jy is nie ryk genoeg nie, jy is nie arm genoeg nie, jy is nie dit nie, jy is nie dat nie, jy is nie dit, jy is nie geleerd genoeg nie, jy is nie dit nie, jy is nie so nie, jy is nie so nie, jy is nie slim genoeg nie, jy is... Wie sê dit vir jou? Wie sê dit vir jou? Wie het besluit wat is mooi en wat is lelik? Wie is dik, wie is maar? Wie het besluit wat is aanvaarbaar, wie is nie aanvaarbaar nie? Wie het besluit wie mag die Here dien en wie mag nie? Wie het besluit wie is gered en wie is nie? Wie het besluit wie is reg, wie is verkeerd? Wie het besluit? Die wêreld is beïnvloed deur die god van hierdie wêreld wat Satan is. En hy gebruik al hierdie platforms, al hierdie dinge om vir jou te vertel, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie lelik genoeg nie, jy is nie arm genoeg nie, jy is nie ryk genoeg nie, jy is nie dit nie, jy is nie dat nie, jy is geleerd genoeg, jy is nie dit. Weet jy hoeveel keer het ek al mense gehoor, wat dan my het ek al sê, Enko, weet jy, ek weet ek het hierdie roeping in my lewe, ek wil graag vir die Here werk, maar ek is nie slim genoeg nie, ek is nie geleerd genoeg nie, ek is nie, ja, sê ek vir hulle, al wat God soek is 'n gewillige hart. God doesn't call the qualified, he qualifies the called. Weet jy wat is die beste van alles? Dan kyk gou 'n bietjie na Jesus. Kyk na sy disippels. Weet jy, daai was vir my dis vir my die cherry op die koek. As jy kyk na Jesus se disippels. Wie hy uitverkies het om te dien. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na 'n paar van hulle. Matteus was 'n tax collector. Hy was 'n tollenaar. Hy het tolgeld ingesamel en so 'n bietjie gepocket ook. Hy het vir die Romeinse regering gewerk. Hy was 'n skelm, hy was 'n dief. Hy was bietjie korrup gewees. Hy was lief vir die geld, hy was 'n ryk man gewees. Dan kyk ons na Petrus, Johannes hulle. Wat was hulle? Vissermanne. Hulle het die geleerdheid gehad nie. Hulle was nie die rykste in die samelewing nie. Hulle was nie die ouens met die ponde nie. Ons kyk na Jakobus, en dan kyk ons na hulle, dan daai onder andere, Jesus het hulle genoem wat? Die seuns van donder. Hoekom? Nie omdat hulle in donderweer gebore is nie. Hulle het opgetree soos donderweer. Ek meen op 'n stadium toe roep hulle, kom hulle Jesus, Here, toe die mense bietjie teen Jesus praat, Here, kan ons nie weerlig uit die hemel uitroep en hulle vuur uit die hemel uitroep om hulle te verteer. So Jesus, hy, raak bietjie vir my rustig. Jy weet. Petrus, ek meen, toe hulle vir Jesus wil vang, hy pluk sommer 'n soort uit. Jesus wil sê, hoor jy, so verkoop jou kleed, dis tyd, jy weet, verkoop jou kleed, koop 'n swaard. Wat doen Petrus? Hy pluk sommer 2 uit. Hier's 2. Jesus sê vir hom, so, okay, dis genoeg, hoor. Een is genoeg. Later van tyd kyk ons na Lukas. Hy was nie een van Jesus se disippels nie, maar Lukas was 'n volger, was saam met Paulus gewees. Lukas was nie eens 'n Jood nie. Hy was 'n proseliet. Bedoel van 'n heiden. Hy was 'n heiden gewees. Nou kyk ons na Lukas, hy was 'n mediese dokter. Interessant dat 'n mediese dokter 'n disipel van Jesus is. Van alle dinge. Interessant, Paulus, wat 'n fariseer was, ek gaan nie eers op dit ingaan nie, maar Paulus van alle mense het Christene doodgemaak. Hy was 'n moordenaar. Hy het bygestaan toe hulle Stefanus, die eerste martelaar van Christus, gestenig het. Ek ben, as jy dink jy's ge-unqualified om vir die Here te werk, gaan kyk na daai ouens. Selfs Moses ook. Dawid. So kan ons hulle almal gaan.
reg deur die Bybel kan ons deur hulle gaan. As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan broeders is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak sal julle lewe, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Hoor daar, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek glo nie jy besef dit, ek glo jy snap mooi wat hy hier sê nie. Wie is heiliglik die rykste man op aarde? Wie kan gou vir my sê? Dis 'n vraag, legit, ek weet nie. Ek weet nie of is dit Elon Musk? Maar imagine byvoorbeeld, jy is Elon Musk se kind. Gaan jy enige worries hê vir die toekoms? Finansiële worries en stryd en whatever. Gaan jy enige bekommernis hê, hoekom nie? Want as hy die emmers kop, dan kry jy alles. Né? Hoekom is ons so as dit kom by materialistiese goeders? Om te dink, wêreldse rykdom en wêreldse dinge gaan ons toekoms verseker. En ons kan so maklik in 'n gemaksone kom, om te dink, ja, as ek hom net 'n erfgenaam van hier, imagine vir jouself, as jy weet, jou pa of ma of jou oom of tannie, wie ook al, is hierdie verskriklike, ryk persoon, en die dag as hulle tot sterwe kom, dan erf jy alles. Ek dink jy gaan begin bid dat hulle moet gaan. Ek praat, alkohol is spyt. Dit is realiteit. Ek werk met feite. Jy kan maar van my, nee, ek sal nie. Jy lieg, man. Jy diep in jou hart gaan, ek dink nie, ons sal die tyd nie, hoor. Dit is hy nou al, jy weet. Ek weet, is die waarheid. Op die einde van die dag, besef ons nie, hoor wat hy hier so sê, ons kan so optree, oor menslike goed, materialistiese goed. En ons kan ek wil eintlik sê, vals vrede, najaag en nastreef en dit begeer. En ons kan, weet jy wat, kom sê, as jy weet, ek sê mos, as Elon Musk of hy ryk aandeel, as jy hulle erfgenaam is, geloof my, jy gaan nie 'n saak hê om te worry, om te kyk na pryse om goeders te koop, of jy gaan dit nie doen. Jy gaan weet, eendag is dit daar, eendag gaan ek dit erf, eendag, ek hoef nie nou te worry oor dit. Jy gaan nie eens worry oor skuld maak nie, jy gaan nie eens worry oor, verstaan wat ek vir jou sê? Ek praat nie van as hulle jou onterf nie, ek praat van as jy weet, jy gaan dit verseker kry. Jy verstaan wat ek meen. As jy hulle jou gaan onterf, heb jy 'n bietjie moeilikheid. Maar op die einde van die dag, maar kry hy prentjie in jou kop. Nou wil ek eintlik vir jou die vraag vra. Hoor gou mooi. Ons gaan weer Romeine 8 lees, vanaf vers 15. Dan wil ek jy met dieselfde prentjie sien, jy is 'n erfgenaam van God. Hoor gou hierso, want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Wat is God se doel met die Heilige Gees in my en jou lewe? Ek en jy moenie vrees nie. 365 keer die woord sê die woord van die Here vir ons moenie vrees nie. Hoeveel dae is daar in 'n jaar? Moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Hoekom het jy die Heilige Gees? Elke keer as daar 'n engel aan iemand verskyn, wat het hy gesê? Moenie vrees nie. Want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. God wil nie met 'n slaaf wees van vrees nie. Hy sê, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. Imagine yourself, Elon Musk kom nou na jou toe. Jy is nie familie of niks van hom en hy sê vir jou, ek gaan jou aanneem as my wettige erfgenaam. Ek neem jou aan as my wettige kind en jy is nou my wettige erfgenaam. En alles in my testament is joune. Imagine. Jy skielik gaan jou lewe nogal verander, né? Maar hoor wat sê hierso? Kyk hierso. Ek wil hê by die prentjie sien wat ek probeer skets hierso.
Julle het nie ontvang 'n gees van slawerny weer te vrees, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. God is jou Vader. Jy het die gees ontvang tot aanneming van sy kind. Jy is sy kind. Jou Vader is die skepper van die hemel en die aarde. Ek wil hê jy moet dit kry. Die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, leef in jou. Jy het daai gees ontvang, sodat jy 'n erfgenaam kan word van God jou Vader. Van God. Nie as Elon Musk. Jy raak opgewonde oor Elon Musk. Maar jy raak nie opgewonde oor God nie. Ek dink daar's fout in ons samelewing. Dan gaan hy sê, julle het ontvang die gees van aanneming kinders, dit wil ons roep Abba Vader. Die gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hoor gou mooi. Ek dink jy vang die oefening hier so mooi nie. Jy raak opgewonde as Elon Musk jou pa moet wees. As God jou pa is, as God jou Vader is, as hy jou aangeneem het in sy familie, en met 'n verbond wat nooit sal verbygaan, hy sê nie onterf nie. Van daai verbond is vas in sy seun se bloed. Hy gaan nie teen sy eie woord gaan nie. Jy kan wegstap, maar hy sal nie. Hoekom vrees jy? Hoekom vrees jy die toekoms? Hoekom vrees jy die toekoms? Hoekom vrees jy wat mense aan jou kan doen? Hoekom vrees jy wat die samelewing jou kan doen? What's the worst that can happen? Al verloor jy alles op hierdie aarde, al verloor jy al die geld, al verloor jy alles wat jy het, al jou besittings, al verloor jy al is jy alleen op die einde van die dag, wat maak dit saak as God jou Vader is? Want jou erflaat en dit wat jy erf is veel groter as wat enige erfporsie in hierdie heelal vir jou kan gee. Dink 'n bietjie hier aan. Weet jy wat wil die duiwel doen? Hy wil jou vashou in die materialistiese ding. Dat jy dink dit is die bonus wat jy erf. Hy sê, as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Wat erf jy? Die ewige lewe, om saam met Jesus te regeer as koning. Think about that. Wat 'n erfporsie op hierdie aarde is groter as dit? En as jy in Christus is, dit gaan nie van jou weggeneem word nie. Dis vas in bloed. Die dood is juist die deur tot jou erfporsie. Selfs die dood maak jy nie eens bang, jy hoef nie eens die dood te vrees nie. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Verstaan jy wat hy sê? Vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. It's a bonus, dis payday. Ons almal sien uit vir payday en bonus. Ek kry nie eens pay of bonus nie. Maar imagine yourself, daai dag, as jy jou oogies hierdie kant toe maak. Weet jy wat, die mense wat agterbly huil, is hartseer. Ek gaan vir jou nou sê, daai dag as jy jou oë hierdie kant sluit, en jy maak dit oop, knip gee jou oë so vinnig. Dis hoe vinnig dit is. As jy oor hierdie kant knip, hy sê in 'n oomblik, in 'n oogwink. As jy hierdie kant die oor sluit, jy maak jou oop aan die ander kant as jy by Jesus. Wie sien ewe skielik uit na hulle sterfdag? My hand is eerste op. Waarvoor vrees jy die wêreld? Wat kan jy verloor in die wêreld wat groter is as dit? Weet jy wat, ek worry nie oor mansions in the sky en oor goud en goue pavings en goeders nie. Ek worry oor, weet jy wat ek hê? Ek wil dit vir Jesus sê. That's all. Weet jy wat is die beste van alles? En hy sê, as ons kinders ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Jy sien, as ek en jy ons lewe in hierdie lewe kruisig,
om aan hom gelykvormig te wees. Dit is 'n klein prys om te vra, om vir hom te leef. As ek weet, hy is my Vader, en wat hy vir my gegee het. Ek trek net eens by punt 2, en ons nog 'n hele klomp om te gaan, ek moet vinniger preek. Weet jy wat, jy's nie 'n werknemer in God se huis nie. Hoor my mooi, jy's nie 'n slaaf in God se huis nie, jy's nie 'n werknemer in God se huis nie. Weet jy wat, jy's 'n werknemer op aarde. Jy's nie 'n werknemer in God se huis nie, jy's sy kind. Jy is sy erfgenaam. God se liefde vir jou is nie verdien nie. Jy het dit nie verdien nie. Jy het niks gedoen om God se liefde te verdien nie. Jy het niks gedoen om dit te verkry nie. Jy kan nie daarvoor werk nie. Dit is gegee omdat hy jou lief gehad het. Ek wil eintlik vir jou so sê, weet jy wat, wanneer jy hierdie waarheid vang en jy hardloop jou toekoms in met hierdie ding, gaan ek nie meer vir aanvaarding leef nie. Ek leef nie meer vir aanvaarding in die samelewing nie. Ek leef nie meer om te worry wat ander van my dink, of hulle van my like of hulle nie van my like nie. Of hulle na my wil luister of nie wil luister nie, of hulle my in hulle lewe wil hê of nie in hulle lewe wil hê nie. Dit pla my nie. Ek lewe hierdie lewe vir een ding. Ek leef hierdie lewe vanuit aanvaarding. Hoor mooi, ek leef nie om aanvaard te word nie, ek leef vanuit aanvaarding. Omdat God my aanvaar het as sy kind, kan ek hierdie lewe leef. En weet jy wat, ewe skielik word my vrees weggevat en dit word vervang met vertroue. Van nou vrees ek nie meer nie, ek vertrou. Ek hou vas. Weet jy wat, ek en jy hardloop hierdie lewe en ons fokus so op wat ons verloor in hierdie lewe. Ons hardloop volgens die materialistiese wêreld. Ons probeer onsself opweeg en onsself vergelyk met ander. Jy is uniek. Jy is jy. God het jou so geskep. Daar is net een van jou. Wees jy net die beste jy vir Jesus op hierdie aarde wat jy kan wees. Dis al. Hou op om mense te probeer beïndruk. Hou op om vir die wêreld te hardloop. Hou op om aanvaarbaar te wees vir die wêreld. Maak nie saak nie. Wat saak maak is wat dink God van my. Is ek aanvaarbaar vir hom? Hy het my aanvaar. Is dit wat ek leef 'n getuienis daarvan? Die derde punt, wat kan ons saamvat in die toekoms? 'n lewe gegrond in die kruis, of 'n lewe geanker in die kruis. Galasiërs 2 vers 20, dis my gunsteling gedeelte in die Bybel, en ek sal dit aanhou preek hierdie. Die hele Bybel is my gunsteling, maar my versie in die Bybel wat my gunsteling is hierdie. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Weet jy wat, die fundament van my en jou lewe, die fondasie van ons lewe, is nie ons prestasies nie, is nie wat ek en jy bereik het nie, is nie wat ek en jy gedoen het nie. Dit is wat Jesus aan die kruis voltooi, dis wat Jesus aan die kruis volbring het. Dis wat my en jou fundament in hierdie lewe is. Sy volbringde werk in die kruis. Weet jy wat verklaar die kruis? Die woord van die kruis. Dis my Bybel sê, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan. Vir ons wie gered word, is dit die krag van God. Want weet jy, kom ek vir jou sê, die kruis verklaar dat my sonde is vergewe. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Ek is nie meer 'n slaaf van vrees nie. Die vyand kan my nie meer in gebondenheid hou nie. Ek het 'n keuse. Ek kan opstaan en sê, ek is vrygemaak deur Jesus. My sonde is vergewe, Here, verlede en toekomstig. Weet jy, baie van ons hardloop ons lewe dan met hierdie skuldgevoel, met hierdie las in ons. Weet jy wat, jou sonde is vergewe. Hierdie is huge. Here, verlede en toekomstig. Vir wat 'n sonde het Jesus nie gesterf nie? Nou hoor jy mooi, dit is nie 'n vrybrief vir die sonde nie. Dis nie 'n vrybrief om vir jou te sê, jy weet, nou gaan jy groot nie. Nou kan jy, dis hoekom Paulus skryf vir Romeine sê, sal ons aan die sonde bly sodat die genade meer kan word? Sê hy, nee, stellig nie. Weet julle nie dat ons wie in Christus Jesus begrawe is in die dood, ons is saam met hom begrawe, om aan hom gelykvormig te wees. Daarom, net so wat ons die sonde gedoen met ons liggaam,
dien ons nou die Here. Net soos wat ons die sonde gehoorsaam was, voordat ons gered is, word ons nou in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees gehoorsaam. En ons dien God met alles wat in ons is. Jy sien, jou genade is nie 'n vrybrief vir sonde nie. En dis wat die wêreld vandag ook vir ons vertel. Daai one saved, always saved, jy weet. Genade is nie 'n vrybrief vir sonde nie. Maar die vraag, dis wat hy sê in Romeine 6. Jy wat vrygemaak is van die sonde, hoekom moet jy nog daarin wandel? Hoekom? Vir wat? Jy is losgemaak daarvan, hoekom wil jy 'n slaaf wees van sonde? Hoekom wil jy dit wat jou lewe verwoes nog steeds aanhang? Hoekom wil jy dit wat jou lewe uitmekaar uittrek? Weet jy wat is die probleem vandag? Mense besef nie die probleem met sonde nie. Ja, preek alweer sonde. Ja, want jy verstaan nie die konsekwensie daarvan nie. Weet jy wat? God het ons vrygemaak van die sonde. Hy het ons vergewe. Jy is losgemaak daarvan. Want hoekom? Want die sonde, die loon van die sonde is die dood. Die sonde kom ons te na. Die sonde maak my en jou seer. God wil hê ons moet daarin wandel nie, vir onsself. Om ons teen onsself te beskerm. Jy sien, die kruis verklaar my sonde is vergewe. Die skuld is betaal. En weet jy wat, ek probeer nie net meer, ek wil eintlik so stel, ek probeer nie meer net leef vir God nie. God leef in my. En dit wat ek in die vlees leef ek om hom te verheerlik. Dit word nie meer 'n poging van ek probeer vir die Here leef nie. Wanneer ek in Christus is, ek wil vir jou sê, weet jy daai wat ek probeer om vir die Here te leef, dan wil ek net vir vra, is Christus nie in jou nie? Ek wil nie probeer om vir die Here te lewe nie. Ek leef hierdie lewe omdat hy in my leef. En omdat hy deur my leef. Dis wat hy sê, ek leef nie meer nie, die eie ek. My wil, begeertes, my sondige natuur, ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. En dit wat ek nou in die vlees lewe, wil ek lewe vir die Seun van God, wat my eerste lief gehad en sy lewe vir my gegee het. Net soos wat hy sy lewe vir my gegee het, wil ek my lewe vir hom gee. En wil ek hierdie lewe vir hom. Dit word nie meer 'n almal sê, hoe is so moeilik om vir die Here te lewe. Nee, hou op probeer. Laat Christus in jou woon. Laat Christus in jou begin lewe. Laat die Heilige Gees in jou begin woon. Jy gaan sien, as jy, die dag wanneer Christus begin in jou woon, en jy gelykvormig raak aan Christus, en meer, gaan jy agterkom, weet jy wat, die Christelike pad, is nie 'n moeilike pad nie, dis 'n ding van nature. Dis 'n uitvloeisel van my verhouding met God. Jy sien, dis presies wat die wet doen. Jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie vals nie, jy mag nie. Wat doen 'n kind as jy vir hom sê jy mag nie? Glo jy van my, jy gaan dit doen. Sê nou vir Alex, moenie jou vinger in die plak druk nie. Wat gaan hy doen? Maar weet jy wat, omdat ek die Here liefhet, wil ek dit nie doen nie. Hoekom wil ek dit gaan doen? As ek hoef nie te gaan sonde doen om te weet dit is sleg vir my nie. Nog 'n ding wat ons moet invat in die toekoms. En hierdie is baie belangrik en ek preek dit baie. Geestelike onderskeiding. Geestelike onderskeiding. 1 Tessalonisense 5 vers 21 en 22 en hierdie vers het baie mense nou al bietjie al verdraai om dinge te beteken wat nie regtig beteken nie. 1 Tessalonisense is net vir 2 Tessalonisense. As jy wil weet waar is die Bybel, is Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense en dan kry jy 1 Tessalonisense en volgende week skryf almal toe so die Bybelboeke. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 21 en 22. Beproef alle dinge, behou die goeie. Weet jy wat nou verdraai die mense hulle sê hulle? Jy sien ek moet alles gaan uittoets en dit wat sleg is moet ek nie doen, moet ek aan nie my lewe hou nie, maar net dit wat goed is. Dis nie wat daai vers sê nie. Lees jy die vers na hom. Partykeer moet mense die vers die naam ook lees. Hy sê beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. Wat sê hy? Wat beteken hy beproef alle dinge? Dit is soos van voordat jy dit gaan doen, voordat jy daarin betrokke wil raak, toets dit. Here, is hierdie van U af of nie? Here, gaan dit U behaag of gaan dit nie? Here, is dit hoe 'n kind van God moet optree? Is dit wat 'n kind van God moet sê? Is dit wat 'n kind van God moet kyk? Is dit
Here, volgens u woord. En as dit dan nie is nie, werp dit weg. Dis wat beteken beproef alle dinge. Toets of dit in lyn is met God se woord. Toets of dit in lyn is met Christus se gees wat in jou woon. Toets of dit in lyn is met of dit God gaan verheerlik, of dit in lyn is met die feit dat jy 'n erfgenaam is van Christus. Want weet jy wat, nie alles wat goed lyk is van God af nie. En nie elke oop deur wat kom, is God wat deure oopgemaak het nie. Kom ek jy net gereg help ook daar. En dit is waar die gawe van onderskeiding inkom. Is om God se stem te herken in die situasie. Is om alles aan God se woord te toets, God se karakter te toets. Om ook God se vrede diep in jou gees oor 'n situasie te volg in plaas van net jou eie begeerte of wêreldse begeerte. Want God se vrede sal in jou wees, sal in jou gees wees. Die oomblik wanneer ek in my gees, diep in my gees, nie gemaklik voel met die situasie nie, dan weet ek, joh, iets is afies. Want jy weet, God se gees getuig saam met my gees. As ek God se bonatuurlike vrede, dis hoe hy sê, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle sinne bewaar. Bedoelende van as ek in 'n situasie kom en ek beoordeel hierdie situasie, maar diep in my gees het ek 'n onrustigheid hieroor. Dit clash binne in my gees. Dit is iets is nie lekker nie, iets voel net af. Of in my God se gees getuig saam met my gees. Jy sal weet as jy nou iets kyk wat jy nie moet nie, diep in jou gees gaan jy weet. Dit is jy reg hier. Jy weet dit. Jy beleef, jy kan nie daarmee stry nie. En dis wat ek sê, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, so jou sinne bewaar. Wanneer ek God se vrede oor 'n situasie kan beleef, of omstandighede, dan weet ek, dit dra God se goedkeuring weg. Maar onderskeiding is baie belangrik, want hoekom? As ons wandel in onderskeiding en met onderskeiding, mors ons minder tyd. Want weet jy wat, ons mors so baie tyd in hierdie lewe, deur verkeerde dinge betrokke mee te raak, verkeerde dinge te doen, verkeerde dinge, het jy agtergekom hoeveel tyd steel sonde van jou? Hoeveel tyd steel ongeregtigheid? Hoeveel tyd steel dinge wat nie van die Here af is nie? Jimmy Swaggart het 'n liedjie gesing van wasted years. Wasted years. I've lived a life of wasted years. En weet jy wat, as ons in onderskeiding gaan wandel, gaan ons minder verkeerde paaie loop. Jy gaan minder verkeerde paaie loop, jy gaan minder verkeerde rigtings invoeter. En jy gaan leef met meer fokus en meer van God se vrede in jou lewe. Weet jy wat, jy gaan minder onrustigheid hê in jou lewe. Jy gaan nie hoef te worry vir wie jy vir wat gelieg nie. Mense moet al 'n boekie hou of 'n rekord hou van wie hulle vir wat gelieg en vir hoe. Die volgende wat ons moet saamvat, die 5de punt. Hoop wat vas staan. Ek gaan dit sommer vir julle lees in Hebreërs 6. Hier is julle huiswerk, Hebreërs 6 vanaf vers 17 tot 20. Julle huiswerk so by the way is Romeine 6. Hebreërs 6 vers 17 tot 20. Hy sê daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, want ons ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit wat 'n anker van die siel wat veilig en vas is, en ingaan tot aan die binnekant van die voorhangsel waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Nou ek wil vir jou sê, as ons in die toekoms kan ingaan met Bybelse hoop, met God se hoop, wil ek vir jou sê, dis nie wensdenkery nie, dit is nie net touch wood nie. As ons aan God se hoop kan vashou, dan het ons 'n vaste anker. Dis 'n anker, 'n verwagting wat geanker is in God se karakter, in wie hy sê hy is. Want wat het God gesê? Ek is. Wie is God? Ek is.
Ek is jou voorsiener, ek is jou geneeser, ek is jou beskermer, ek is jou God, ek is jou lig, hy is. Dis hoekom hy sê, hy wie glo, hy wat na God gaan moet glo dat hy is. En 'n beloner is van die wie hom soek. Hy is. As jy jou toekoms kan ingaan met die wete van God is. Ek wil vir jou sê, ewe skielik lyk die toekoms totaal en al bietjie anderste. Wat hoef ek te vrees as ek weet, ek is aan my kant? Ek wil vir jou sê, as hoop saam met ons kan ingaan, na die toekoms toe. Daai storms kan kom, hulle kan jou boot skud, maar weet jy wat, hulle gaan nie vernietig nie. Want jy gaan in 'n rigting ingaan, jy gaan op rigting bly, jy gaan op koers bly, want hy hoop hou jou vas op die pad. Want jy weet wie God is. En wat is die eerste ding wat die vyand kom doen by jou? Hy kom saai vrees. En weet jy wat as vrees? Dis die teenmiddel vir geloof. Dis die teenmiddel vir hoop. Want as jy nie hoop het nie, gaan jy ook nie geloof hê nie, gaan jy nie vertroue hê nie, want geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, en 'n bewys vir die dinge wat ek nie sien nie. En as jy vrees, kanselleer jy daai hoop. En gaan kyk 'n bietjie, as jy 'n bietjie van survival ken, wat is die heel eerste reël in survival? Hoop. 3 sekondes sonder hoop. As jy binne in 'n noodsituasie, binne die eerste paar minute, of binne die eerste minuut, net hoop het, 'n hoop om te survive, daai wil, beloof jy gaan nie survive. Maar weet jy wat gebeur? Wat kom doen die duiwel? Hy kom saai vrees. Vrees kanselleer dit, dat jy geen hoop het nie. En dit is hoekom mense verval in hopeloosheid, in 'n put van depressie, in 'n put van vrees, van vreesagtigheid, swaarmoedigheid. Hulle het hoop verloor. Wie is dit wat jou hoop laat verloor het? Dis die duiwel se plan vir jou. Bybelse hoop is nie wensdenkery nie. Ek wil vir jou sê, hoop kyk nie weg van realiteit af nie. Ek wil sê, hoop is nie onrealisties nie. Hoop kyk nie weg van realiteit af nie, maar ek kyk deur realiteit na God. Ek weet of dit sin maak wat ek probeer sê nie. Hoop is nie iets wat die realiteit van die saak, baie mense leef hulle lewe onrealisties. Hoop is nie iets wat jou wegvat van realiteit af nie, maar hoop kyk deur die realiteit en sien God raak agter die realiteit. As dit sin maak wat ek sê. En dis die beginsel wat jy moet saamvat. Die volgende punt, en hier is baie belangrik, rus in die volbringde werk van Christus. As jy dit kan vat in die toekoms, rus in die volbringde werk van Christus. Wat het Jesus se woorde aan die kruis? Wat was sy woorde aan die kruis gewees? Dit is volbring. Wat beteken dit? Dis klaar, dis afgehandel. Dis nie kort, daar's niks kort nie. Niks hoef bygevoeg te word nie. Niks kan dit verbeter nie. Niks kan dit oortref nie. Niks kan daarvan af wegvat nie. Dis afgehandel, dis volbring. En weet jy wat is die awesome ding? Toe hy gesê dit is volbring. Ek en jy kan rus in God se karakter. Dat hy is. Want in Christus Jesus, sê die woord van die Here vir ons, hoeveel beloftes daar ook al mag wees, en hoeveel beloftes is daar? Meer as 8000. Oud en Nuwe Testament, maar iemand het enige vraag, maar kwalifiseer ons dan ook al vir die Ou Testamentiese beloftes wat vir Israel gegee word? Ja, want ons is erfgename, saam met die gelowige Abraham. Die beloftes wat vir hom gegee was, die is vir ons ja en amen in Christus Jesus. Ons is nie Israel nie, ons word nie Israel nie, ons verander nie ewe skielik om Israeliete te word nie.
maar ons is mede-erfgename. Wat beteken 'n mede-erfgename? Ons erf saam. God het, gaan lees Galasiërs 3, God het aan Abraham die beloftes toegesê, en dan sê hy, en aan sy saad, hy sê aan saad af so baie sê, maar aan sy saad, dit is Christus. Gaan lees Galasiërs 3. En in Christus Jesus is elke belofte ja en amen. Want wanneer ons in hierdie rus dan kan ingaan van Jesus, dan ons kan rus in hom, kan ons weet, ek hoef God nie te beïndruk nie. Ek hoef myself nie uit te red nie. Ek hoef my waarde aan God te bewys nie. Ek kan nie werk om iets te behaal nie. Ek kan vertrou. En ek kan vashou aan God se beloftes. En weet jy wat is awesome? Ons kan, as ons bid, kan ons bid vanuit 'n perspektief van vertroue, nie uit paniek nie. As dit sin maak wat ek probeer sê. As ons dan tot God nader ons bid, ons kan bid vanuit vertroue, vanuit daai hoop. Nie vanuit paniek nie. Here, ek weet nie wat gaan ek doen, as hierdie nog gaan intree op hierdie situasie, Here, gaan ek nie weet wat om te doen. Dis paniek. Vertrou is, Here, U het gesê. En ongeag wat die omstandighede is, ongeag wat die realiteit is, ongeag wat gebeur, hoe die saak uitspeel, ek sien U raak agter die saak. Want alles sal op die einde van die dag ten goeie meewerk. Dit is nie alkel noodwendig my, hoe ek het wil hê nie, maar soos wat God dit behaag het. En ek weet ek kan hom vertrou, want hy het iets in stoor, hy het iets in plek, hy het iets vir my daardeur. En weet jy wat, as ons werk vir die Here, kan ons werk vanuit vrede, vanuit vertroue, nie omdat ons verplig is, omdat ons moet, omdat ons gedwing voel om God te probeer beïndruk nie. Ek kan vir die Here diensbaar wees, uit liefde, uit verhouding, vanuit vrede. En dan die 7de punt, wat jy moet saamvat hierdie nuwe jaar, bewustheid dat jy gestuur is. Hierdie is baie belangrik, want hoe nader ons aan die koms van die Here kom, hoe minder sien ek hierdie. Matteus 5, ek wil hê jy moet vir my oopmaak in Matteus 5. Matteus 5. 'n Bewustheid dat God ons gestuur het. Dat jy gestuur is. Jy's gestuur, jy's nie net hier op hierdie aarde vir niks nie. Vir love and vir charity nie. Jy's gestuur, jy het 'n roeping in jou lewe. Net so 'n bietjie off the record. Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Waarom doen ek en jy, hoekom lewe ek en jy 'n Christelike lewe? Waarom lewe ek en jy, dat ons lewens 'n getuienis is vir mense, dat mense kan sien ek en jy is kinders van die Here? Hoekom? Tot 'n getuienis, sodat mense God kan verheerlik. Nie dat jy verheerlik kan word, kyk wat 'n goeie mens is jy nie. Jou getuienis, jou lewe moet God kan verheerlik. En dit moet mense na hom toe bring. Ons lewe is groter as net onsself. Jou lewe is groter as net jouself. Raai wat, die lewe gaan nie net oor jou nie. Party mense het daai mentaliteit dat die lewe net oor hulle gaan. Ek wil jou vanmôre maar jou babbeltjie bars. God se plan stop nie by my en jou redding nie. God se plan, weet jy, party mense het hierdie mentaliteit, ag, solank ek het reg is en hemel toe kan gaan, is ek alright, ek gaan nie, ek wil net my saak reg hê, solank ek het hemel toe gaan. As jy geen, ek wil eintlik sê begeerte het, of geen dryfveer het, en geen begeerte het om ander gered te sien, om ander te gaan bereik, jy betwyfel ek jou redding. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek betwyfel jou redding, ek betwyfel jou verhouding met die Here.
As jy net ge-worry het is oor jouself, jou eie saligheid, whatever. Van weet jy, dit is baie mense se mentaliteit. Nee, hulle moet my aangaan, solank ek het hemel toe gaan. Jy lees dit in die Bybel nie. Jesus het jou geroep. Jy's 'n ligdraer in hierdie donker wêreld, jy's gestuur. En wanneer jy besef, as jy hierdie mentaliteit, hierdie bewusmaking in jou lewe saamvat in die toekoms, gaan jy besef, maar weet jy wat, God het my geroep vir 'n doel, vir 'n rede. As jy gewonder het, wat is jou roeping in die lewe, wat is jou doel in die lewe, hier gaan ek dit nou vir jou gee. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Dis nie die pastoor se werk om siele te wen nie. Dis elkeen van ons se werk, se plig. Daar waar jy geplant is, weet jy wat, jy is op die plek waar jy moet wees. Want dis waar God jou wil gebruik. Jy meng met die mense met wie jy moet meng, want dis waar God jou wil gebruik. Jy is in die omstandighede waar jy moet wees, waar God vir jou daar gebruik. Besef dit bietjie. Kom bietjie uit jou comfort zone uit. Vra 'n bietjie vir die Here, okay, jy in plaas van om te murmureer in die omstandighede waarin jy is, of in die plek waarin jy is, of waar God jou gesit het, die omstandighede waarin jy jouself bevind. In plaas om daar te murmureer, en te kla, en te moan, en te bid om daar uit te kom, vra liewers bietjie vir die Here, wat wil U hê moet ek hier vir U doen? Waarom laat U toe dat ek hier moet wees? Wat wil U hê moet ek hier vir U doen? Wat is my roeping hier? Wat wil U hê, wat moet ek hier vir U verrig? En jy gaan verbaas wees, ek beloof jou, die Here gaan vir jou wys. As jy vir die Here gaan vra vanmiddag, as jy ernstig is, jy vra vir die Here, ek wil iemand na U toe lei. Hoor my mooi, nie almal van ons is predikers nie, nie almal van ons kan die Bybel so quoteer nie, nie almal van ons kan, weet jy wat, al wat jy moet doen is, Jesus gesê, julle sal my getuies wees. Elkeen van ons het iets om te getuig. Elkeen van ons het 'n storie, elkeen van ons het 'n verlede, elkeen van ons het iets wat ons vir iemand kan vertel, wat die Here in jou lewe vir jou beteken of gedoen het. Jy het nie 'n pastorale graad nodig, of 'n diploma, of 'n whatever om dit te gaan doen nie. Jy het nie 'n verordenering nodig, of 'n registrasie nodig, of 'n spesiale opleiding nodig om dit te gaan doen nie. Ja, dit dra by, dit help as jy sulke goed doen, maar ek praat van, jy het nie dit nodig nie. Jy moet net daar wees waar God jou geplant het, en daar waar God jou wil gebruik. Weet jy wat jy doen? Bid ek jy vra, Here, vandag, elke oggend as jy opstaan en jy bid, vra, Here, vandag stuur iemand op my pad, met wie ek kan getuig oor U, wat U nodig het. Ek gaan jou 'n brief gee, en let nou net op daarna, wees nou attent op dit, en ek gaan jou 'n brief gee, jy gaan baie kruis daai dag met iemand. Hoor vandag wat ek vir jou sê. En jy gaan net weet, en as jy attent is op die stem van die Heilige Gees, en hierdie ding in jou agterkop hou, beloof ek vir jou, gaan jy weet, ek moet met hierdie persoon deel. En weet jy wat, dit kan so eenvoudig wees, soos 'n storie, soos 'n getuienis, soos 'n DVD, soos 'n, weet ek, soos 'n traktaatjie, soos 'n Bybelversie. Weet jy wat is my nou die dag interessant gewees, so rukkie terug. Ons is die een oggend in die, het ek gery vir besigheid en goeders, en ons gaan drink 'n koffie daar so by 'n koffieshop. Nou ek het altyd die gewoonte, wat ek doen is, op die slippie, skryf ek 'n skrifgedeeltetjie, en as ek vir hulle 'n tip gee of iets, dan gee ek vir hulle nou 'n ordentlike tip, met 'n skrifgedeeltetjie, jy weet, en dis maar 'n gewoonte wat ek het. Maar ek was baie lanklaas by die spesifieke plek gewees. Ek praat van baie lanklaas. Ek praat van maklik 3 jaar laas, wat ek by die spesifieke plek koffie gedrink het. En so ek herken nie eintlik eers regtig die mense. Gewoonlik skryf ek soos 'n tip en dan 'n Bybelversie. Maar ek was lanklaas by die plek gewees. En ons was toe, dit was toe ons nou siek was. Soos my kop was op ander plekke, ek voel nie lekker nie, ek fokus ook nie lekker nie. En hulle bring dit deur die slippie, en ek het niks geskryf, ek het net die geld uitgehaal en die ding gesit, en net so op die tafel gelos. En toe ek opstaan om te loop, hier kom die waitress,
En sy vat die papiertjie en sy lyk so half verboureerd. Sy kom na my toe, sy sê, "Where's my Bible verse today?" En ek is dus van, ek is amper seker, of ek het jou verloor, of ek ken jou nie, of ek het jou regtig vergeet. Ek het nie gedink sy ken my nie. En ek is van, ek is iewers te moes ons paai gekry het, en ek is van, en ek sê van, I'm so sorry, jy weet, ek is nie vandag by my verstand, en ek vat die soek, ek sê van, skryf al toe 'n Bybelversie goed, en sy sê, thank you very much, en daar gaat sy. En ek is van, okay, jy weet, dit is, daar toe voel ek so groot, jy weet, die een dag wat ek dit nou nie doen nie. Ietsie kleins is dit, maar wat is ek, jy kry die bewuswording dat jy gestuur is. Die een dag wat ek dit nou nie doen nie, by 'n plek waar ek baie lanklaas was, kyk na daai verwagting. Eendag het ek dit gedoen, ek kan nie regtig eers onthou wanneer nie, en dit het 'n indruk gemaak, en elke keer as ek onthou, wil hulle ons bid, want hoekom? Vir 'n Bybelversie. Vir 'n Bybelversie. 'n simpel dingetjie soos dit. Jy's gestuur om lig vir hierdie wêreld te wees. Ander dag ook, dit gebeur nogal baie, een bietjie try by koffieshops. Gewillig gebeur seker goed by my met by koffieshops. Gaan sit ek daar by enig ook by 'n koffieshop en die vroutjie bedien ons nou daarso. Klaar koffie gedrink en alles en ek wil nou stap. Hier kom een van die ander waiters na my toe. Wat ek ook nie ken nie. Nee, kan net gou vir my iets vra. Ek sê vir hom, ja, vra gerus. Hy sê vir my, nee, as ek vanaand bid, sal ek dit vir hom ook bid. En so vir 'n situasie. Ek sê vir hom, kom hier so. Ek sê, ja, is jy baie van? Ek sê, vergeet gees van die kliniek, kom gee, kan ek nou vir jou bid? Ek gaan nie vanaand vir jou bid, kan ek nou vir jou bid? Weet jy, daai ou toe ek vir hom gebid het, loop die trane. Ek het vir hom gevra, waarvoor kan ek vir bid? En hy het vir my gesê, the Lord knows my heart. En weet jy, ek het dit vir hom gebid, en dit wat ek presies dit wat ek vir hom gebid het, was presies sy behoefte. En die trane het geloop, nou kyk, jy's gestuur, jy dink op daai stadium nie eers daaraan nie. Weet jy wat, daar's 'n wêreld daar buite wat Jesus nodig het. En 'n simpel dingetjie soos dit maak 'n verskil in mense se lewens. Jy is geroep en jy is gestuur. Wees bewus, vat in hierdie toekoms en jy is gestuur. Jy het 'n roeping in jou lewe. Gaan dan heen, gaan maak disippels. En wanneer jy hierdie mentaliteit saam met jou vat, dan kom jy eintlik agter, maar weet jy wat? My lewe het eintlik betekenis. As ek is eerlik met jou, ek weet nie van julle nie, ek gaan nou iets vir julle bely. Baie keer het ek al gevoel, Here, my lewe beteken niks. Here, wat is my lewe werd? Maar weet jy, dan gebeur daar sulke goedjies. Dan besef jy, Here, my lewe het betekenis. Here, daar is 'n doel dat ek hier is. Al was dit net vir daai een persoon. En ek wil vir jou vandag sê, jy is 'n ligdraer in hierdie donker wêreld. Jy is 'n draer van hoop in 'n wêreld wat hopeloos is. In 'n wêreld waar hopeloosheid is. En weet jy wat, ek wil vir jou sê, deur jou, net deur daar te wees, net deur daai bewustheid dat jy gestuur is, bring jy Christus in 'n verlore wêreld, in 'n donker wêreld, in 'n gewone samelewing waar hy nie noodwendig welkom is nie. Want kom ons wees nou eerlik, in vandag se tyd is Jesus maar min welkom in baie plekke. In 'n simpel plek soos 'n koffieshop, in 'n simpel plek soos 'n winkel, met hoeveel mense kruis jou paaie per dag? Ek wil vir jou sê, as jy werklik waar net uitgaan en sê, Here, stuur iemand op my pad, wees jy net bereid om dit te doen. Môre kom, ons is al reeds in 'n nuwe jaar. Verlede jaar het ons 'n nuwejaarsdag ingegaan. Hier is al klaar weer 'n jaar later. En nog 'n nuwe jaar. Weet jy, as die Here vertoef om te kom en die Here spaar ons en dit as die Here se wil is, dan gaan ons volgende jaar ook 'n nuwe jaar ingaan. Tyd staan nie stil nie. Tyd beweeg. Maar die vraag is net, wat dra jy saam met jou in hierdie toekoms in?
Wat dra jy saam? En die vraag is net, dra jy die kruis saam, of dra jy die verlede saam? Weet jy wat, maak jy Bybel van op in Deuteronomium 30, dan gaan ek afsluit met hierdie vers, en dan gaan ons oor na die nagmaal toe. Jy het vandag 'n keuse om te maak. Wat kies jy vandag? Kies jy die lewe of wat kies jy? Deuteronomium hoofstuk 30, Deuteronomium is in die Ou Testament. Ek wil vir jou vandag sê moenie laat die vyand vir jou sê, jou toekoms is duister, is useless. Moenie vaskyk in die materialistiese nie. Daar's 'n groter doel en roeping. Weet jy wat, jy lewe vandag nog vir 'n doel, vir 'n rede. En God is nog nie klaar met jou nie. Dis hoekom die Bybel sê, koop die tyd uit. Deuteronomium hoofstuk 30. En hier is jou keuse vandag, om saam te neem wat God vir jou bestem het. Deuteronomium 30, en ons gaan daar lees vanaf vers 19, of eintlik het vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Kies die lewe. Kies die lewe. Los die verlede. Kies die lewe. Kies dan die lewe. Jy sien, jy staan voor die keuse, die vloek of die seën, die lewe of die dood, die toekoms of die verlede. Kies die lewe. En die lewe is in sy seun. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En weet jy wat? Daarvoor het Jesus vir ons aan daai kruis gesterf. Hy het gesterf sodat ek en jy 'n toekoms kan hê. Hy het gesterf sodat ek en jy in hom geseënd kan wees. Hy het gesterf sodat ek en jy in hom die ewige lewe kan hê. Hy het gesterf sodat ek en jy in hom vrede kan hê, verlossing kan hê. Hy het gesterf sodat ek en jy in hom erfgename kan wees, dat ek en jy die Heilige Gees ontvang. Dat ons nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang het nie, maar 'n gees van krag en selfbeheersing. God wil jou gebruik. Hierdie jaar wat kom, wil jy nie na die Here toe kom en sê, Here, waar het U my nodig nie? Dit wat gebeur het in die verlede, is jou getuienis. Dis dit wat jy vandag moet koester, om te sê, Here, dit wat in die verlede gebeur het, gaan ek nie toelaat om vandag af te breek nie. Die verlede is verby. Die seer van die verlede is verby. Jy kan dit nie terugkry nie. Jy kan ook nie verander nie. Maar jy kan kies of jy gaan lewe en of jy daarin gaan vashou.